In vandag se les gaan ons net weer hersiening doen van veelvoude en faktore. Julle het in graad 8 baie volledig geleer wat veelvoude en faktore is. Ons gaan net gou ter wille van hersiening net weer begin by wat is 'n faktor. As ons faktore kan bepaal, dan kan ons dit ons baie help om op die ouend ons kleinste gemeene veelvoud te bepaal. So die eerste ding wat ons net nou weer gaan seker maak, is wat is 'n faktor? Dis reg, 'n faktor is 'n getal wat presies in die oorspronklike getal kan indeel. Byvoorbeeld, as ek sê wat is die faktore van 6, dan kan ek sê die faktore van 6 is 1 en 6 en 2 en 3. Met ander woorde 1, 2, 3 en 6 is 6 se faktore, dit is die getalle wat presies in 6 kan indeel. Wat is die faktore van 24? Die faktore van 24 is 1 en 24. Dit is 2 en 12. Dit is 3 en 8. Dit is 4 en 6. Met ander woorde, 24 se faktore is 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 en 24. Die vraag wat ons ook nou net weer kan vra, is wat is 'n priemfaktor dan? Onthou, wat is 'n priemfaktor? 'n Priemfaktor, as ons nou net mooi dink weer, 'n priemfaktor is 'n faktor wat self 'n priemgetal is. Julle het dan ook geleer om getalle in priemfaktore te ontbind. Julle het geleer om met twee metodes. Die een metodetjie wat julle geleer het is met 'n faktorboom. As julle reg onthou, het julle geleer met 'n faktorboom om getalle in priemfaktore te ontbind. Die faktorboom is byvoorbeeld, het ons gesê, as ons 24 in sy priemfaktore wil ontbind, dan kan ons sê 24 se faktore is 2 maal met 12. Dan kan ons weer sê 2 is klaar 'n priemfaktor, 12 kan ons weer opdeel as 'n produk van 2 maal met 6. Dan kan ons weer 6 ontbind in sy faktore en 6 is 2 maal 3. Dan het ons gesê ons kan 24 skryf as 'n produk van sy priemfaktore en dit is 2 maal 2 maal 2 maal 3. Metode 2 waarna ons gekyk het, was ons trapleermetode. En dit is nou maar die metode wat ek mee groot geword het en die metode wat ek verkies om te gebruik. Nou ons trapleermetode sê vir my, as ek 24 het, gaan ek kyk wat is die eerste priemgetal wat kan deel in 24 en die kleinste priemgetalletjie is 2. 2 gaan in 24 in 12 keer. 2 gaan in 12 in 6 keer. 2 gaan in 6 in 3 keer. Die volgende priemgetalletjie of priemfaktor is dan 3. 3 gaan in 3 in 1 keer. So ek kan sê 24 is gelyk aan 2 maal 2 maal 2 maal 3. So die eerste dingetjie wat ek nou gedoen het daar, het julle nou opgelet, is om te kyk dat die kleinste, eers met die kleinste priemgetal te deel. Ons het dan daarby gekom dat hulle vir ons geleer het hoe om die grootste gemeene faktor of die grootste gemeene deler te bepaal. Wat is 'n grootste gemeene faktor of 'n grootste gemeene deler? Dit is die grootste getal wat 'n faktor van 2 of meer getalle is. Met ander woorde, as hulle vir my vra, ek het byvoorbeeld 32 en 60, en hulle vra vir my, wat is die grootste gemeene faktor? Die grootste gemeene faktor
of party mense praat van die grootste gemene deler van 32 en 60, dan kan ek gaan en ek kan 32 en 60 se faktore neerskryf. As ek 32 en 60 se faktore neerskryf, dan sien ek dit is 1 en 32, dit is 2 en 16 en dit is 4 en 8. As ek nou byvoorbeeld 60 se faktore gaan neerskryf, dan kan ek sien dit is 1 en 60, 2 en 30, dit is 3 en 20, dit is 4 en 15, dit is 5 en 12 en dit is 6 en 10. Nou as ek op hierdie ou manier gaan kyk wat is die grootste gemene faktor, dan gaan soek ek die grootste getal wat 'n faktor van beide is. As ek nou gaan kyk na die grootste getalletjie wat 'n faktor van beide is, dan kan ek sien 4 is die grootste gemene faktor van beide 32 en 60. So my grootste gemene faktor of grootste gemene deler kan ek skryf is 4. Nou die nuwer metode wat ons kan gebruik is ons tweede metodetjie wat ons kan gebruik om die grootste gemene faktor te bepaal is om 32 en 60 in hulle priemfaktore te ontbind. As ons 32 en 60 in sy priemfaktore ontbind, dan gaan ek kry 2 gaan in 32 in 16 keer. 2 gaan in 16 in 8 keer. 2 gaan in 8 in 4 keer. 2 gaan in 4 in 2 keer en 2 gaan in 2 in 1 keer. As ek 60 in sy priemfaktore ontbind, dan kry ek 2 gaan in 60 in 30 keer. 2 gaan in 30 in 15 keer. Nou die volgende priemfaktor wat in 15 ingaan is 3. 3 gaan in 15 in 5 keer. 5 gaan in 5 in 1 keer. So as ek 32 skryf in sy priemfaktore, dan kan ek sê 32 is 2 maal 2 maal 2 maal 2 maal 2. 60 kan ek sê is 2 maal 2 maal 3 maal 5. As ek nou my grootste gemene faktor of my grootste gemene deler moet bepaal, dan is die grootste gemene faktor of die grootste gemene deler 'n getal wat 'n faktor van al twee die getalle moet wees. Met ander woorde, as ek mooi gaan kyk, dan kan ek sien hierdie 2 is 'n faktor en daai 2 is 'n faktor, maar nie een van die ander nie. Hierdie ontbreek 'n maatjie, daai 2 ontbreek 'n maatjie. Met ander woorde, dit is net die faktore wat 'n maatjie het. So my grootste gemene faktor of grootste gemene deler kan ek dan op hierdie manier bepaal is 4. Hierdie metode kom baie handig te pas wanneer ons nou regtig groot getalle het waarvan ons die grootste gemene faktor of grootste gemene deler moet bepaal. Dit is dan faktore. Die volgende vraagie wat ons vir ons gaan vra is wat is 'n veelvoud? Wie van julle kan nog onthou wat is 'n veelvoud? Veelvoude is die produk van twee getalle. Veelvoud van enige getal is die maaltafel. Met ander woorde, veelvoude van 2, as ons kyk na veelvoude byvoorbeeld van 2, 2 maal 1 is 2, 2 maal 2 is 4, 2 maal 3 is 6, 2 maal 4 is 8, 2 maal 5 is 10, en ons kan so aanhou met veelvoude van 2.
veelvoude van 8 byvoorbeeld. Dis reg, ja. 8 maal 1 is 8. 8 maal 2 is 16. 8 maal 3 is 24. 8 maal 4 is 32. En so kan ons aanhou. Wat julle mooi moet verstaan, is wat is 'n kleinste gemeene veelvoud. 'n Kleinste gemeene veelvoud, dit is die kleinste getalletjie wat 'n veelvoud van 2 of meer getalle is. Nou in die ou dae het ons ook van hierdie metode gebruik gemaak om 'n kleinste gemeene veelvoud te bepaal. As ons moet bepaal die kleinste gemeene veelvoud van 32 en 60, dan het ons gesê ons gaan kyk na 32 se veelvoude. Die veelvoude van 32 is met ander woorde 32 maal 1 is 32. 32 maal 2 is 64. 32 maal 3 is 96. Dan kry ons 128, 160, 192, 224, 256, 288, 320, 352, 384, 416, 448 en 480. As ons nou gaan kyk na die veelvoude van 60, onthou dis soos die maaltafel van 60, dan kry ons 1 maal 60 is 60, 2 maal 60 is 120, 3 maal 60 is 180, 4 maal 60 is 240, so kry ons 300, 360, 420 en 480. As ons nou gaan kyk, kan ons sien ons kleinste gemeene veelvoud is met ander woorde 480, want dis die kleinste getalletjie wat 'n veelvoud van beide getalle is. Met ander woorde, my KGV van 32 en 60 is 480. Nou die tweede metode wat ons kan gebruik om sulke groter getalle se kleinste gemeene veelvoud te bepaal, is ook deur hom eers in sy priemfaktore te ontbind. Ons het nou net met die grootste gemeene deler 32 en 60 in hulle priemfaktore ontbind, so ons gaan sommer nou hier skryf 32 se priemfaktore is 2 maal 2 maal 2 maal 2 maal 2. Ons het gesien dit is 2 tot die mag 5. 60 se priemfaktore is 2 maal 2 maal 3 maal 5. Nou as ons nou gaan kyk na die kleinste gemeene veelvoud, dan beteken dit is mos die kleinste getalletjie wat 'n veelvoud van albei getalle is. Met ander woorde, dit beteken elkeen van hierdie faktore wat binne in hierdie groepie staan, moet in my antwoord wees. Met ander woorde, hierdie twee het hulle gemeen, so die 2 moet daar staan, 1 tweekie vir die 2 wat hulle gemeen het. Net so het hulle daai 2 gemeen, met ander woorde, daar moet 'n 2 staan. Hierso is nog 'n tweekie, so hy moet ook hieronder kom staan. Elke enetjie wat in hierdie lysie is, moet hieronder kom staan. Dit gee vir my die kleinste gemeene veelvoud. Daai 2 moet ook afkom en hieronder kom staan. Omdat hy daar is, moet hy onder die lyn wees. So, maal 3 en dan nog steeds maal met 5. Met ander woorde, die 5 kom ook af. So my kleinste gemeene veelvoud kan ek sê is
2 maal 2 maal 2 maal 2 maal 2 maal 3 maal 5. As ek dit gaan uitwerk, dan kry ek dit is 480. Dit is dan die tweede manier hoe 'n mens jou kleinste gemeene veelvoud kan bepaal. Ek gaan net weer ter wille van die oefening 'n paar voorbeelde saam met jou doen en dan kan jy jou huiswerkies oefen. Goed, die metode wat ek gaan gebruik is metode 2, so ek gaan 36 ontbind in sy priemfaktore. As ek 36 ontbind in sy priemfaktore, is die eerste priemgetalletjie wat in 36 gaan, die kleinste priemfaktor is 2. 2 gaan in 36 in 18 keer. 2 gaan in 18 in 9 keer. 3 gaan in 9 in 3 keer en 3 gaan in homself in 1 keer. So ek kan 36 skryf as 2 maal 2 maal 3 maal 3. As ek nou 54 in sy priemfaktore ontbind, 54 in sy priemfaktore, 2 gaan in 54 in 2 keer en in 14 in 7 keer. 3 gaan in 27 in 9 keer. 3 gaan in 9 in 3 keer en 3 gaan in homself in 1 keer. So ek kan 54 skryf as die produk van 2 maal 3 maal 3 maal 3. Onthou die grootste gemeene deler is nou die getalletjie of die grootste gemeene faktor is die getal wat albei in gemeen het. Met ander woorde, dit is die getal wat in al twee moet voorkom. So as ons daar gaan kyk, dan het ons 2 maal 3 maal 3. Met ander woorde, dit is my grootste gemeene faktor is 18. As ons nou kyk na 'n voorbeeld wat vra, bepaal die kleinste gemeene veelvoud van 12 en 18. As ek die priemfaktor voorbeeldjie gebruik, dan gaan ek nou 12 in sy priemfaktore ontbind. Die eerste priemgetal wat in 12 ingaan is 2. 2 gaan in 12 in 6 keer. 2 gaan in 6 in 3 keer. 3 gaan in homself in 1 keer. So ek kan 12 skryf as 'n produk van sy priemfaktore en dit is 2 maal 2 maal 3. As ek nou 18 moet gaan skryf as 'n produk van sy priemfaktore, dan kan ek sê die eerste priemgetal wat in 18 gaan is 2. 2 gaan in 18 in 9 keer. Die volgende enetjie is 3. 3 gaan in 9 in 3 keer. 3 gaan in homself in 1 keer. So ek kan 18 skryf as 'n produk van sy priemfaktore as 2 maal 3 maal 3. En onthou nou, ons het gesê ons kleinste gemeene veelvoud is die veelvoud van al die getalle wat daar staan. Met ander woorde, ons 2, daai almal moet afkom onder toe. So ons het 2 maal 2 maal 3 maal 3. Met ander woorde, my kleinste gemeene veelvoud is 36. Want 2 maal 2 is 4, maal 3 is 12, maal met 3 is 36. Die derde voorbeeldjie wat ek saam met julle gaan doen, gaan ons sommer sê, ons bepaal die grootste gemeene faktor van 9 en 24. En dan gaan ons ook sommer die kleinste gemeene veelvoud van 9 en 24 bepaal. As ons kyk na die grootste gemeene faktor van 9 en 24, dan kan ons 9 ontbind in sy priemfaktore
As ons 9 ontbind in sy priemfaktore, dan kry ons 3 gaan in 9 in, 3 keer en 3 gaan in homself in, 1 keer. So ek kan 9 skryf as 3 maal 3. Wanneer ek nou 24 ontbind in sy priemfaktore, dan sê ek 24, 2 gaan in 24 in, 12 keer, 2 gaan in 12 in, 6 keer, 2 gaan in 6 in, 3 keer, 3 gaan in homself in, 1 keer. Met ander woorde, ek kan sê 24 kan ek skryf as 2 maal 2 maal 2 maal 3. Ek wil nou die grootste gemeene faktor hê. Met ander woorde, die grootste gemeene faktor is die faktor wat in albei voorkom, wat albei gemeen het. So as ek gaan kyk, die enigste enetjie wat in albei voorkom, is met ander woorde die 3tjie. So my grootste gemeene faktor is slegs 3. As ek nou die kleinste gemeene veelvoud van 9 en 24 moet bepaal, kan ek nou steeds 9 in sy priemfaktore ontbind en ek sê 9 is 3 maal 3. As ek 24 in sy priemfaktore ontbind, sê ek dit is 2 maal 2 maal 2 maal 3. As ek nou die kleinste gemeene veelvoud moet kry, ek moet die kleinste gemeene veelvoud bepaal, dan beteken dit elkeen van hierdie getalletjies moet afgebring word. Met ander woorde, ons gaan al hierdie getalle moet ingereken word onder die lyn. So, ek gaan daar hê 2 maal 2 maal 2 maal 3 maal 3. En dit gee vir my 'n antwoord van 72. So my kleinste gemeene veelvoud van 9 en 24 is 72. Dit is dan weer die kort hersieningslesie van grootste gemeene faktor en kleinste gemeene veelvoud, en julle kan nou hierdie werk net weer vas lê en mooi hersien deur julle huiswerk te voltooi. Geniet julle huiswerkies.